Goeiedag. Vandag is ons by Johannes 13. En Johannes 13 is 'n sentrale hoofstuk in die evangelie van Johannes, wat plaasvind tydens Jesus se laaste maaltyd met sy disippels. Jesus was nederig as hy die voete van sy disippels, insluitend Judas wat hom sou verraai, as 'n daad van diens en 'n les in nederigheid en in liefde leer. Jesus openbaar dat een van sy disippels hom sal verraai. Nadat Jesus vertrek het, gee Jesus sy disippels 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefgehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Ja, Jesus voorspel ook dat Petrus hom 3 keer sal verloon voordat die haan kraai. In wese is Johannes 13 'n kragtige verhaal oor nederigheid, nederige diens, liefde en die voorskaduwing van verraad en opoffering. Vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy Jesus van die tafel opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. En daarna het hy water in die waskottel gegooi en begin om die disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe Jesus by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan U my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen begryp jy nie nou nie, Petrus, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." En daarop sê Jesus vir hom: "Petrus, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, Petrus, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as net sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Nou, net 'n gedagte oor vers 4 tot 10. Wat wys en leer Jesus ons kortliks hier in Johannes 13 vers 4 tot 10. Jesus wys, hy demonstreer en leer ons basies 'n baie kragtige les oor nederigheid en diens. Kom ons kyk net 'n oomblik, 'n bietjie dieper na vers 4 tot 10. Jesus was hulle voete. Dit was destyds 'n baie nederige daad. Gewoonlik was dit gedoen deur die laagste dienaar. Jesus, wat hulle as hulle Here en leermeester gesien het, gaan af en hy was hulle vuil voete. Petrus maak beswaar, omdat hy nogal ongemaklik hiermee is, want dit voel asof dit benede Jesus is om so iets vir hom, Petrus, te doen. En Jesus verduidelik die belangrikheid daarvan deur vir Petrus te sê, as hy hom nie toelaat om sy voete te was nie, hy nie deel sal wees van wat Jesus nou doen nie. Dit is presies dieselfde met ons, wat Jesus hierso bedoel is. Met ons bekering is ons voete gewas. As ons Jesus aanneem, dan is ons 'n deel van hom. Hy verduidelik dat dit nie net oor fisiese reinheid gaan nie, maar oor reiniging of suiwerheid, om deel te wees van sy Jesus se sending. En wanneer Petrus dan vir 'n volle bad vra, sê Jesus dat sodra jy 'n bad gehad het, sodra jy tot bekering gekom het, deur hom gereinig is,
beteken dit jou sonde is dan vergewe. En later is dit net nodig dat jy net jou voete hoef te was, om jou sodoende van die daaglikse sonde te reinig. Die daaglikse reiniging van die wêreldse vuilheid. Kortliks, Jesus het hulle gewys dat niemand is te belangrik om ander te dien nie. Niemand nie. Selfs die grootstes onder hulle behoort bereid te wees om die nederigste take te verrig. Ware leierskap gaan oor diens en nie hoe om gedien te word nie. Dit was 'n simboliese daad van geestelike reiniging toe Jesus hulle voete gewas het. Deur Jesus toe te laat om hulle op hierdie manier te dien, het hulle sy reiniging en hulle rol in sy koninkryk aanvaar. Vers 11. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my Jesus, julle leermeester en julle Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant is nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doen. En nou is dit tyd dat Jesus sy verraaier moet aanwys, nê? Vers 18. Ek praat nie van julle almal nie. Weet wie ek uitgekies het? Maar die skrif moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is wat ek is. Dit verseker ek julle. Wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. En na hierdie woorde het Jesus ewig ontsteld geword, en hy het openlik voor hulle almal verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom, dat hy moet vra wie dit is, wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant, en hy vra hom, Here, wie is dit? En Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood, wat ek in die sous ingesteek het, sal gee. Hy vat toe 'n stukkie brood en steek dit in die sous en gee dit vir Judas, die seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die Paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Vers 31, toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik, en aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle, dan sal julle na my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook
lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. En dan hoor ons Petrus sal Jesus verloon, hè. Vers 36. Simon Petrus vra toe vir hom: Here, waarheen gaan u? En Jesus het hom geantwoord: Waarheen ek gaan, Petrus, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Toe sê Petrus vir hom: Here, hoekom kan ek u nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. Sal jy jou lewe vir my aflê? Vra Jesus vir Petrus. Dit verseker ek jou, Petrus, nog voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Tot sover vandag. Dan wil ek net graag 'n naskrifie los, oor dit wat ons nou gelees het. Terwyl ons nadink oor Jesus se diepgaande optrede hier in Johannes 13, laat ons onsself afvra. Soos ons Johannes 13 verlaat, is die eintlike vraag nie net wat Jesus gedoen het nie, maar wat dit ons roep om te doen. Demonstreer ons in ons daaglikse interaksies dieselfde radikale, die dienende liefde, of is ons, soos die disippels, soms te gefokus op onsself? Dit is 'n uitdagende spieël, maar een wat lei tot dieper disippelskap. Ja, Johannes 13 laat ons met 'n grimmige uitnodiging tot selfondersoek in 'n wêreld wat dikwels mag en selfbehoud waardeer. Waar staan ons met die handdoek en die wasbak van Jesus? Weerspieël ons lewens werklik Jesus se oproep tot nederige diens en opofferende liefde, wat ons herkenbaar maak as sy volgelinge? Is dit werklik wat ons doen? Hemelse Vader, ons dank U vir U woord en vir U diepgaande waarhede deur die Heilige Gees, wat ons vandag in Johannes 13 gevind het. Dankie dat U Uself aan ons openbaar, in en deur Jesus Christus. Ons bid en dankie in die kosbare naam van Jesus, ons goeie herder en verlosser. Amen.